Het jy al ooit die gesegde gehoor, gee terwyl jy nog leef, sodat jy weet waarheen dit gaan? Hoewel dit verstandig is om geld en beleggings na jou dood vir jou familie en vir God se werk na te laat, roep God, die ware eienaar van alles wat ons het, ons ook om ruimhartig te gee terwyl ons nog lewe. Dalk het jy al gehoor van betwiste testamente waarin gierige begunstigdes die wense van die oorledene ignoreer, of wat sendinggesinne Christene wat sterf, waarna hulle boedels vertoes word deur begunstigdes wat net nog 'n luukse vakansie, nog 'n huureiendom of 'n ander selfsugtige begeerte wou finansier. As volgelinge van Jesus Christus moet ons ernstig oorweeg wat hy wil hê ons moet doen met die bates wat hy aan ons sorg toevertrou het, tydens ons lewe en na ons dood. Moet ons dit aan ons kinders, die kerk of 'n ander organisasie nalaat? Is daar 'n regte verdeling vir God se bates wat nou in ons hande is? En verder, behoort ons werklik tot ons dood styf aan hierdie middele vas te hou, wanneer dit ons dan nie meer persoonlik kan bevoordeel nie? As alles aan God behoort, wat wil hy hê moet ons nou daarmee doen? In die boek Counsels on Stewardship skryf Ellen G. White, erflatings na die dood is 'n armsalige plaasvervanger vir goedhartigheid tydens die lewe. God se dienaars behoort elke dag hulle testamente op te stel deur goeie werke te doen en ruimoffers aan God te gee. Wanneer ons dus God se tiendes en belofteoffergawes teruggee, laat ons daardie wyse gesegde onthou. Gee terwyl jy nog leef, sodat jy weet waarheen dit gaan. Laat ons onsself laaste stel en God eerste.